Baie welkom weer eens by nog 'n uitgawe van Ongefilter. En vandag wil ek vir julle luisteraars 'n vraag vra. Hoeveel van julle het al ooit gesit en wonder, wat moet ek doen? Wat is daar om te doen? Of jy was ergens op vakansie. Jy besoek 'n plek in die land en jy weet net nie waarheen met jouself nie. Vandag gesels ons met Leslie Barnard. En Leslie Barnard het 'n toepassing of 'n app, ons almal praat deesdae van 'n app, dat alles is letterlik in die palm van jou hand. Eetplekke, avontuurplekke, besighede en dies meer. Dit is eenvoudig net te veel om op te noem. Maar Leslie, vreeslik baie dankie dat jy vandag met ons tyd sal spandeer. Ek kan nie wag om te hoor van hierdie wonderlike toepassing of app wat jy geskep het nie. Welkom by ons. Anina, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat julle vir What to Do gegee het om vandag met julle onderhoud te voer. Dis vir ons regtig 'n groot blessing eintlik om vir die luisteraars te vertel van What to Do. Ja, ek hou vreeslik baie van die naam wat jy gekies het. What to Do, want is regtig, dit vat alles vir my mooi saam. Wat op aarde doen jy as jy in 'n plek is en jy het nie idees nie? Jy het eenvoudig net uit idees uitgehardloop. Maar Leslie, voordat jy ons nou verder vertel van die toepassing, wat my fascineer is, hoe begin so 'n idee? Wanneer en waar het hierdie plan ontwikkel by jou? Okay, dis eintlik maklik en 'n eenvoudige vraag, want ek is al vir 10 jaar lank 'n graphic designer en 'n bemarker in ons omgewing. En een van my vriende het gevra, onthou jy die boekies wat jy gekry het by Pick n Pay en Shoprite, wat jy sommer in die dorp ingekom het en jy kon jou boekie vir R10 koop, en al die adverteerders het daar geadverteer wat in jou dorp is. Nou met die nuwe tegnologie wat ons het soveel mense besluit, drukkostes is duur, hulle gaan nie meer so boekie uitgee nie. En toe het een van my vriende gevra, wat 'n toerismebedryf hier op die dorp het, in Warmbad, Bella, wil jy nie weer so 'n boekie uitbring nie? En toe het ons maande lank, ek en my vrou, gedink aan wat gaan ons doen, hoe gaan ons dit benader, en als en toets ons in 2024 het ons 'n braaitspaak gekry. Dis maar seker 'n droom wat ons het, wat ons by die Here gekry het. En ons het toe die oggend toe sê ons vir mekaar, ons dink ons moet 'n app maak. My vrou het nogals gesê, kom ons maak 'n app. En vind uit wat kos dit, en dit is onbekostigbaar toe om 'n app te bou. En ons sê toe, okay, ons gaan kyk wat ons kan doen, en als toevalliglik het my boetie toe ook van beroep verander daai tyd, en hy is toe oor na app development toe. Toe sê hy vir my, Boeta, dit gaan maande vat, dit gaan eintlik jare vat om so 'n app te bou, want julle wil te groot gaan, te vinnig. En dit het 'n hele jaar gesloer voordat ons eers gekyk het na wat is ons opsies en hoekom ons dit wil doen en hoe ons dit wil doen. En hy het toe gesê, kom begin net die ding per provinsie of per dorp ten minste. Ja. Ek het bly hamer en sê, nee, dit moet groot gaan, dit moet wêreldwyd gaan. En hy het vir my gelag en gesê, dit gaan nie werk nie. En ek het bly design stuur, bly voorstelle doen. Ek het PDF geswat, so jy kan met PDF hyperlinks en sulke goed, vir die slimmer mense wat nou weet hoe hyperlinks werk en goed, kan jy van 'n PDF af nou. En ek het die app so gebou en vir hulle voorstelle gesê en sê, dit kan gedoen word as ons regtig alles insit. En toe het hy dit gelos vir 'n hele jaar lank amper, en Desember maand, toe laat weet hy vir my, hy het 'n stunning developer gekry, of 'n designer gekry in Bali. Wow. En wil ek nie asseblief my idees op WhatsApp vir hom met hom gesels nie. Sy naam is Didi, en hy is van Bali. En die ouetjie het toe, ek dink hy's in sy 20's, sy vroeë 20's, en hy het vir ons die stunning app aan mekaar gesit met ons gebroke designs en ons PDF's en ons voorstelle, het hy vir ons die stunning app gemaak werk soos wat hy vandag is.
Leslie, weet jy net, ek staan verstom, want dit lyk vir my of die Here absoluut vir julle 'n pad oopgemaak het, nê? Al voel dit vir Dis jou of dit bietjie omtrent gesloer het, nê? joh, maar ja, hulle sê die Here se tyd is nie ons tyd nie, né? Ja, Maar ja, dis so die waarheid, maar luister vir ons wat nou, julle moet nou geduldig wees, want julle is slim mense wat met hierdie dinge werk en hierdie designers, nê. Verduidelik vir ons, hoe bou jy 'n app? Waar op aarde begin 'n mens? okay, om 'n app te bou is ek nie doodseker nie. Dis die beste gaan wees as enige iemand 'n app wil bou of 'n voorstel het vir Ja, ons te kontak of 'n mail te stuur en dan vra ek my boetie direk om met hulle verder kontak te kom. okay, En 'n app te bou op daai manier, ja. maar wat ek gedoen het was ek het my voorstelle eers op prentjies geteken met die hand. Ek Wat en my het jy vrou het gaan sit geteken? aan 'n tafel. Vertel vir Ons ons, het die soos Ons byvoorbeeld. het die app gaan kyk om te sien hoe gaan dit werk. Ons het die Ja, voorbladsy dit was 'n mini webwerf gewees. Dit sou eintlik hy het wow, gesê hoekom maak ons nie 'n webwerf nie. So, dit is maar gebaseer op 'n webwerf. ja, So toe sê ek maar ek wil iets beter as net 'n web-based ding hê want almal doen web-based goed. Sorry vir dit, maar almal is so gefokus om 'n webwerf te bou. Dis deesdae ja, goedkoper om dit so te doen, maar dan moet jy in 'n webwerf inlog en jy moet klomp goed doen om by die webwerf uit te kom en als. En toe het ek gesê nee man, ons wil sommer reguit spring, ons gaan 'n app bou. ja, En ja, dit het ons maar hoe ons app gebou het. Ons het prentjies geteken, ons het voorstelle gemaak, ons het gesê waar gaan ons foto's vandaan kry? Waar gaan ons gratis foto's vandaan kry sonder dat ons ja, moeilikheid kry? Ons het gelukkig nog geen moeilikheid gekry iewerste nie. Maar met gelukkig. die Here se genade dink ek tog die mense moet die groter prentjie agter dit sien. Wat is die groter prentjie agter dit? Okay, die groter prentjie heel agter die app is om dit vir jou so gerieflik moontlik te maak. Ek is nou in Warmbad en ek wil die dorp 'n bietjie meer verken en als want ek ken nou glad nie die dorp nie. Dan laai jy die app af of jy het al reeds die app en jy kan sien op die app wat kan jy alles in jou omgewing doen. Wat ons ingebou het is die weer vir die dag, so jy het nie 'n Wonderlik. weer app op jou foon dadelik nodig nie. Die Warmbad weer gaan vir jou of die weer is so opgestel dat jy enige plek op die app kan sien. Sê nou jy wil weet wat is Port Elizabeth se weer, dan kan jy dit sien. As jy Kaapstad se weer wil sien, as jy Kalahari se weer wil sien of enige plek se weer wil sien, sommer net vir interessantheid sonder om vir Google te vra, kan jy Ja, dit van die app af sien. dis Jy wonderlik. kan En dit is nice. Dit gaan jou nie in detail gee nie, maar dit sê dit vandag is 31 grade in Warmbad en die Ja, minimum is 19 grade. So dis sulke goed wat ons in die app ingebou het vir jou gerieflikheid sodat jy kan sien as dit 'n sonskyndag, gaan dit lekker wees vir swem vandag of gaan dit lekker wees om iets te gaan doen. Kan ons gaan hiking doen of kan ons gaan bergklim of enige iets gaan doen, gaan dit 'n lekker dag wees. So dit is hoekom ons die weer ingebou het in die app en elke kliënt het ons by sy location, by sy bestemming, het ons ook vir hom die opsie gegee. So as jy in die kliënt se landing page op hom land, dan kan jy sien dit is vandag by hom 30 grade want hy lê nou laer of hoër of iets. En want alles is ingestel op die manier, die slimmer ouens sal nou vir ons beter kan sê hoekom die weer op sekere plekke nou verskillend is, maar die app laat dit toe. Hy sê vir jou presies wat is dit en hy gee vir jou so 'n klein fotootjie van is dit nou sonskyn of is dit nou bewolk of iets. Dis nou baie nice vir my gewees toe ons dit kon regkry. Ek is verbaas om dit te hoor, want dit is een van die eerste dinge wat veral vrouens wil weet, as hulle ergens is in 'n nuwe plek hoor. Wat sê die weer vandag? Die weer bepaal eintlik, soos jy nou gesê het, wat 'n toerist gaan doen, hè? Ja, maar dit het nou nie net 'n toerisme app geword nie, dis nou 'n leefstyl app ook. Want die toeriste het nou, of die adverteerders het gevra, wat kry ons hier uit? Ja. Kan ons 'n plammer op die app kry? Of kan ons iemand kry wat gou vir my bouwerk? Sjoe.
wat vir my iets kan kom regmaak en goed en so kategorieë op die app gemaak. Met ander woorde, dit is baie wyer as net iemand wat nou op 'n nuwe dorp is en bietjie kuier vir 'n naweek. Dit behels Dis absoluut alles wat in daardie omgewing is. Maar Leslie, sê vir my, is dit nou net vir Gauteng kliënte of is dit Nee, ons het landwyd? die app so gemaak dat dit al 9 provinsies is, al 6 buurstate is gelys. Ek wil net julle moet net in ag neem ons is 3 maande oud. Ons het die 4de Junie het ons van die jaar het ons gelons. So ons is nog splinter nuut en ons vra op die oomblik R500 'n maand om gelys te word. Dan kry jy 'n landing page met 5 tot 10 foto's wat jy kan opsit. Ja. En dan kry jy 'n kontaknommer, location wat jou direk na jou toe vat, direk langs dit en dan het jy 5 skakels, URL skakels wat jy vir ons submit op 'n link wat jy sommer enige plek op ons webwerf kan kry. Ons het nou 'n webwerf, www.whattodo.co.za. Dit is nou what to do sonder die T. Sonder die T. Dis goed jy sê dit, ja. Ja. En dan kan hulle die app aflaai en dan gaan hulle op die 3 streepies daarbo en dan sê hulle become a listing client en dan vul hulle dit in. Onthou dit al is 'n fooi. Ons het nou al mense gekry wat gesê het hulle wil deel wees van die app, maar hulle het nie geweet hulle moet betaal nie. Daar is 'n maandelikse fooi betrokke aan dit. So, maar ons wil graag kerke en skole op die oomblik op die app kry. En skole en kerke lys ons verniet. So die mense wat skole en kerke het, asseblief kontak ons en ons vul ons goed in van die webwerf af, kan jy dit al die links kry. Ja. En dan ek dink daar's 'n become a listing client op ons webwerf ook. So jy het nie eens nodig om die app af te laai nie, maar ek verkies dat jy die app aflaai. Dit is fantasties, Leslie. Weet jy, ek sit hier in 'n vreeslik geluk met hierdie, want dit is regtig, dit is 'n mylpaal. Ek dink nie daar bestaan enigstens so 'n app in Suid-Afrika nie. Nee, daar bestaan nie een nie. Ons het ons navorsing gedoen. Die enigste app wat soortgelyk is in Korea. Is dit? Ja, daar is soortgelyk. 'n tipe van 'n what to do. Ek weet nie of dit 'n what to do is nie. Ek weet net die developer in Bali het gesê daar's een in Korea. So 'n soortgelyke app met selfde amper layout, maar enige iemand kan deesdae jou goed kopie en 'n app maak. So dis waar. Gelukkig kan enige iemand dit doen, maar as hulle eers in what to do glo en ons 'n kans gee daar buite, kan enige iemand deel word van ons en ons hart en ons passie verstaan en dit wat dit vir jou gaan makliker maak om nie net te toer nie, maar ook in jou eie dorp te verken. Wat lekker is van ons goed, is ons gee vir jou inligting van die dorp. Soos jy in die app ingaan en jy sien Warmbad, Nylstroom en goed, is Limpopo nou heel bo omdat ek in die dorpe is en so, maar ek kan dit rangskik vir alfabetiese volgorde of enige manier hoe ek dit wil. Ek het dit net so gesit omdat ek op die oomblik in my eie dorp is en ek doen bemarking in my dorp makliker. Maar enige agent of 'n bemarker wat belangstel om te help op die app, is ons bereid om 20% van ons fooi kostes maandeliks aan hulle te betaal. So enige iemand kan my kontak ook van die app af sommer. En ons is bereid om werksgeleenthede ook te skep vir die app. Leslie, maar waar kontak mense jou? Is daar nou iemand is wat nou luister, hulle voel, ek wil betrokke raak by hierdie projek nie. Waar kontak hulle jou? Wel, die maklikste gaan wees om vir my sommer WhatsApp te stuur. Op 072 795 1989. So kan jy net weer daai nommer vir ons herhaal? Okay, ek maak so 072 795 1989. Hy is op die app ook. Hy is op ons webwerf ook. En ek het die webwerf so eenvoudig as moontlik gemaak. Dis net 'n inligtingsblad. Die mense moet nie skrik as hulle die webwerf oopmaak nie. Dis is 'n skoon wit bladsy met what to do se naam daarbo, met sê dit is 'n toerisme leefstyl app. Ons promote of ons bevorder jou besigheid wat dit is.
dis amper soos 'n jou eie mini webwerf wat jy self vir jou kan bou op die app. Ja, ek En moet wat sê, lekker dit is is, baie gebruikersvriendelik, hoor, dis regtig maklik. ek is al oor die 40, so ek is nie lus om te sukkel nie. En dit is so ek my vrou sê, ons wil iets bou wat ons ouer generasies ook in ag neem. Dis Dis ons mooi. meeste ouer mense wat in karavane iewers heen gaan, wil graag ook die toepassing gebruik, die app gebruik. So Ja, ja. en ek voel hulle het ook die reg om dit te doen en kan ook die app gebruik. Maar vir enige iemand wat die app gebruik, dis so maklik om die app te gebruik, want ek is nie iemand wat sukkel nie. Ek haat sukkel en wag. Ja, En so ja, nee, die app het ons so gebou dat geen foto's inzoom of iets nie, omrede dit dan te lank vat om te laai of dit jou foon stadig maak en die frustrasie daaraan. Dit is net 'n eye locker na die kliënt toe, en dan al die skakels wat die kliënt gee, kan jy natuurlik op sy Facebook of die kliënt se Facebook ingaan, jy kan op hulle Instagram ingaan. Daar's video's wat jy beskikbaar het, en daar is 'n kort overview. Die langste kliënt wat 'n overview vir my gestuur het, is 3000 woorde. Toe sê ek, die mense gaan dit nie lees nie. Maak hom asseblief korter na 350 woorde toe, want die mense gaan ten minste dit kan lees. 60. Maar ja, hulle wil hulle hele besigheid te vertel. Dit is baie nice geweest, maar ek het dit eerste 100 woorde gekom, toe sê ek nee, ek gaan lank lees aan die artikel. Maar dis 'n groot kompliment vir julle, hoor. Ja. So maar wat nog lekkerder is vir ons, nou as jy nou 'n kliënt is vir die app, dan gee ek vir jou login details na jou eie landing page toe. So jy kry 'n login detail en jy kry 'n password. Dan is jy betaal nou jou R500 'n maand, dan kry jy jou logins en jy update jou page, jy update jou 10 foto's, jy laai jou video 'n URL link van YouTube af self. Jy vra nie vir admin om dit te doen nie, jy doen dit self. Dis baie nice. Dis baie nice. Ja, ons het dit so 'n maand terug het ons dit ingebou, en die mense is baie in hulle noppies omdat hulle dit self kan doen, want om vir my heeltyd te vra, kan jy asseblief die foto update? Kan jy vir my asseblief my video verander? Of kan jy vir my dit of kan jy vir my dat? Het ek later frustreerd geraak, want nou help ek 'n kliënt, maar ek moet ook ander mense se goed update. En toe het ek dit vir die developers deurgestuur en toe sê hulle, kom ons bou 'n ding in. Ons het so 'n paar hiccups gehad, maar dit is nou uitgesort. En die mense kan hulle eie page update. So hulle bou, die kliënte bou dan eintlik hulle eie profiel op van hulle eie voorkeure. Dis fantasties. Dis reg, ja. En weet jy wat's nog lekkerder van ons goed? Jy kan so veel as moontlik PDF's vir jouself oplaai. So as jy 'n pryslys het vir Desember, jy het 'n pryslys vir Januarie, of jy het 'n pryslys vir Maart, of jy het 'n pryslys vir Junie, dan kan jy 'n PDF dokument op jou landing page oplaai. En mense kan dit rondstuur van die app af en jou pryse so ook sien, jou PDF. Hulle maak 'n PDF oop en hulle stuur hom rond. Jy's nie beperk tot 1 PDF per kliënt nie. Jy kan soveel as pryslyste vir jou oplaai soos wat jy wil, want dit is 'n voordeel vir jou en vir ons. Dit is fantasties. Weet jy, Leslie, maar ek het ook ergens gelees dat julle het ook 'n kom ons noem dit nou maar 'n ander been of 'n vertakking wat jy noem What to Do After School. Vertel ons daarvan. Okay, ek het What to Do After School het ook gekom met 'n sielkundige wat vir my gevra het hier in Nylstroom. Sy wil graag haar after school goed bemark, maar die jong mense is so baie op hulle fone. Kan ons so afdeling skep? Toe sê ek om vir een kliënt dit te skep is dit moeilik, maar kom ons toets die waters en ons gooi dit in die bos en ons kyk hoe kom dit uit. Nou, after school beteken dit, wat doen ons kinders na skool, en 'n veilige plek om iets te gaan soek, want om op Google te gaan search wat om te doen is 'n kopseer. Ek meen, ek het eers na skool ek was al getroud het ek eers graphic designing gaan swat. Maar as jy die geleentheid het en iemand sê vir jou, dit is jou roeping, dit moet jy gaan doen of iets, en die tools is daar vir jou, het ons 'n kategorie op die app gaan skep, What to Do After School.
So dit Dit is is nou enige fantasties. rigting en alles wat jy kan doen. Dit is fantasties. Ja, dis baie lekker om die tool te hê en te weet ek weet wat ek wil gaan swat. Ja, En elke afdeling wat jy die universiteit het, kan hulle eintlik vir my kontak en sê, hoor, ons wil nie net op die what to do after school wees, ons julle goed nie, maar ons wil 'n tab hê, ons wil ons eie kategorie hê. Wat ons sê, ons is Universiteit van Pretoria, ek gaan hulle nou gebruik, sorry, en dan kan hulle sê, hulle bied dit en dit aan op die app. Dan het hulle 10 verskillende afdelings of 100 verskillende afdelings op hulle eie tab, maar dan kan jy sien, hier kan ek 'n veearts gaan word, hier kan ek graphic designing gaan word, hier kan ek 'n dokter word, of hier kan ek dit doen, en mense kan dit lees direk van die app af. So dan is daar die regte kontaknommers, jy kan die regte inligting kry, jy kan kort video's kan hulle oplaai en alles kan hulle op die app sit met alle inligting. Aansoekvorms kan hulle op die app laai en alles. Dit is so gerieflik gemaak. Dis fantasties. Jy is omtrent jou tyd vooruit hoor, want ek dink jy gaan baie hoofpyne wegneem van mense wat eenvoudig net nie weet waarheen en watter kant toe met hulle self nie. Maar Leslie, het julle 'n Facebook bladsy ook? Ons is net what to do. What to do. Ja, WHAT2. Nee, dis nie sonder die T. WHAT2. DO. Okay. Daar's hy. Herhaal hom net weer vir ons luisteraars. Okay, WHA die nommertjie 2 DO. What to do. Ek kon ongelukkig nie die what to do domein koop met die T nie. Hy was klaar gevat. Ek neem aan iemand het hom gevat, maar ek het hom probeer koop en ek het die ou actually het ek hom 'n WhatsApp gestuur en hy wou die domein aan my verkoop het vir 'n belaglike bedrag want hy het hom nog nie gebruik nie. Is dit? Ai. Ja, maar toe maar die T kom in by die 2. Ja, dit is die iemand het nou die dag ook vir my gesê, maar ek wil dit afsluit met ons naam met eintlik ontstaan. What would Jesus do? Ek hou daarvan, dis pragtig. Leslie, sê net vir ons ter afsluiting, wat hou die toekoms vir jou in? Wat is julle toekomsdrome vir hierdie app? Wel, ons wil soveel as moontlik kliënte op die app kry en ons het soveel planne vir die app en alles. Voordat jy my groet, ons het so baie goed wat ons beplan vir die app. Ons het ek gaan nie Engelse woorde nou gebruik. Ons het road games wat ons wil in die app inbou vir mense wat die langpad aanpak, wat hulle nie weet wat om te doen as hulle van hier af Kaap toe ry nie. Maar intussen tyd kan hulle sommer sien, hulle kan by Bloemfontein of by Kimberley stop as hulle Kaap toe gaan. Waar ook al hulle, watse pad hulle nou vat, omdat daar 2 roetes is Kaap toe van Pretoria af, is daar nou, jy kan nou kies tussen, gaan jy Bloemfontein oorry of gaan jy Kimberley oorry? Ek verkies Kimberley oor, maar ja, dit is maar my persoonlike mening, omdat ek in Kimberley skool gegaan het. En dan ry ek sommer verby my ou skool en goed, so ja. En dan het ons 'n bucket list al klaar ingebou in die app, maar hy's nog nie aktief nie, want ek het nog nie 1000 kliënte in 'n provinsie. So jy kan gaan sê, ek wil, dis hoekom ek die login details daar heel bo in het, né? Dan vul jy dit in, jy word deel van ons app en alles, maar almal vra vir my, hoekom moet ons inteken? Dan sê ek net, teken net so lank in en jy sal sien wat kom as die app gegroei het. So as ons 1000 kliënte kry per provinsie, dan het ons so 9000 kliënte op die app, omdat 9 is. Ek kan 900 miljoen kliënte hanteer op die app. Leslie, jy is 'n inspirasie en ek bid regtig dat hierdie toepassing groot sukses gaan hê. Ek kan sien dat as hierdie ding eers pos gevat het, mense sal dit nie kan weerstaan nie. Luisteraars, dit was dan Leslie Barnard wat vanmiddag met ons gesels het op Ongefilter. En Leslie, gee net weer asseblief vir ons luisteraar jou WhatsApp nommer voor ek afsluit. Okay, 072 795 1989. Baie dankie Anina vir die wonderlike voorreg wat julle vir What to Do gegee het om 'n bietjie met julle te gesels. En ek vra dat julle asseblief ons app gaan aflaai en deel word van What to Do.